Kom laat ons nou nader kom voor die Here in gebed en 'n seën vra oor die erediens. Ons barmhartige God en Vader wat in die hemel woon. Ons loof en dank U vir U goedheid. Vanoggend mag ons weer as U kerk voor U naderkom op hierdie eerste Sondag van die jaar 2025. As ons terugkyk in die afgelope jaar, dan het ons baie om voor dankbaar te wees. Daar was mooi tye van vreugde en blydskap, maar daar was ook swaar tye en moeites. Maar U was elke oomblik daar saam met ons. U het ons deur alles gelei tot in hierdie nuwe jaar en verbind aan Christus mag ons weet dat net soos U vorige jaar met ons was, sal U ook hierdie jaar met ons wees. Hierdie jaar ook sal ons groei soos ons verlede jaar gegroei het. En deur alles en enige iets wat U oor ons pad stuur, sal U as ons troue Vader daar met ons wees en alles ten goeie meewerk en met U Gees ons laat groei in Christus. Nader aan U groei, in liefde groei vir U en ook in gehoorsaamheid aan U wil vir ons. Vader, vanoggend, soos ons hier sit, is elkeen van ons ook op 'n ander plek in ons lewens. Sommige is dalk uitgerus na 'n vakansie. Sommige dra dalk swaar aan 'n las. Sommige is dalk moeg en uitgeteerd. Ander is dalk vrolik en bly. Here, U ken elkeen van ons persoonlik. U weet presies waar ons is en wat in ons lewens aangaan. U is elke oomblik van die dag by ons. En nou gee U ons ook 'n tyd wat ons spesiaal in U heilige teenwoordigheid saam as gemeente aan U mag toewy. 'n Tyd wat ons U in die erediens mag ontmoet. En daarom vra ons, soos ons vanoggend weer voor U naderkom, of U vir elke een van ons saam en afsonderlik ryklik sal seën met U genade. Gee ons asseblief die vermoë om tot stilstand te kan kom, om rustig te kan raak in U teenwoordigheid, om ons laste by U voete neer te lê en vertroosting in U woord te vind. Seën asseblief die lesing en die verkondiging van die woord. Seën asseblief ons gebede en ons sang. Mag ons diens aan U aangenaam wees en U naam verheerlik. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen.
Ons skriflesing vanoggend kom uit die boek Rut. Ons het gekom by die laaste hoofstuk, Rut 4. Dit sal terselfdertyd ook ons teks wees. In Rut 3 het Rut na die dorsvloer gegaan en vir Boas gevra om met haar te trou, want hy is die losser. En nou gaan ons verder in hoofstuk 4 vers 1. En Boas het opgegaan na die poort en daar gaan sit. En toe die losser juis daar verbygaan van wie Boas gespreek het, sê hy, vriend, kom nader en sit hier. En hy het nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy 10 man uit die oudstes van die stad en sê, sit hier, en hulle het gaan sit. En hy sê vir die losser, die stuk grond wat van ons broer Elimelech wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal dit jou meedeel en sê, koop dit vir almal wat hier sit, en vir die oudstes van my volk, as jy wil los dan, maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne, dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los, behalwe jy nie, en ek na jou. En hy antwoord, ek sal los. Daarop sê Boas, die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy tegelyk Rut, die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. En die losser sê, ek kan dit nie los nie. Ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan dit nie los nie. En dit was vroeër in Israel die gebruik by lossing en by ruiling om enige saak van krag te maak. Die een trek sy skoen uit en gee dit vir die ander. Dit was dan die bekragtiging in Israel. Daarom het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê Boas aan die oudstes en al die mense, julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, uit die hand van Naomi koop. En ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Julle is vandag getuies. Toe sê al die mense wat in die poort was en die oudstes, ons is getuies. Mag die Here die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf mag in Efrata en maak 'n naam in Bethlehem. En mag jou huis word soos die huis van Peres wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee. So het Boas Rut dan geneem en sy het sy vrou geword, en hy het by haar ingegaan en die Here het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vroue vir Naomi, geloof sy die Here wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoop en jou grysheid versorg, want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaï, die vader van Dawid. En dit is die stamboom van Peres. Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab van Nachson, en Nachson van Salma, en Salmon van Boas, en Boas van Obed, en Obed van Isaï, en Isaï van Dawid. Dit is die woord van God.
In voorbereiding op die verkondiging van God se woord, laat ons nou saam vir die Here vra vir die illuminasie van sy Gees, dat hy ons verstande sal open. Ons gaan dit doen deur die sing van Psalm 67 vers 1. Geliefde broers en susters van ons Here Jesus Christus. Elke jaar rondom nuwe jaar het ons die geleentheid om weer stil te gaan staan en vir onsself af te vra waaroor die lewe gaan. Hoe wil ons onsself oriënteer in die jaar wat voorlê? Wat wil ons hê moet die middelpunt van ons lewens wees? Wat wil ons hê moet ons besluite en ons houdings bepaal? Die afgelope 2 weke mag ons 2 belangrike feeste vier, Kersfees en Nuwejaar. En ek dink dis pragtig dat die 2 feeste eintlik so naby mekaar is, want by Nuwejaar word ons daaraan herinner dat Christus nie in die krib gebly het nie, maar ons verwag hom op die wolke. Ook hierdie jaar 2025 mag Christus dalk weer kom. En dit is goed om dit te onthou. So dikwels is ons besig met alledaagse dinge wat soms heeltemal irrelevant lyk in die groter prentjie, dat dit maklik is om te vergeet dat ons lewe vir iets meer as hierdie aardse lewe. Ons verwag 'n nuwe lewe op 'n nuwe aarde, 'n ewige erfdeel. En dis nie om te sê dat al die alledaagse dinge onbenullig is nie. Inteendeel, ons glo dat alles, selfs die klein dingetjies, deel vorm van God se plan met ons, vir ons persoonlik en vir ons as sy kerk, soos ons ewige tuiste tegemoet gaan. Dit sien ons pragtig in ons teks vanoggend. Rit 4 is vol met dinge wat in die konteks eintlik heel gewoon moes gelyk het, onbeduidend in die groot prentjie. 'n Regsaak met al sy formaliteite oor 'n stukkie grond op ons verganklike aarde. Maar hierdie verhaal is alles behalwe
onbenullig in die groot prentjie. Want dit gaan nie hier net oor 'n aardse erfdeel nie. Soos God besig is om in die alledaagse te werk om Elimelech se naam te herstel oor sy aardse erfdeel, is hy ook besig om sy groter plan in vervulling te bring, om vir sy kinders 'n ewige erfdeel voor te berei. Die evangelie kom dan vanoggend na ons onder die tema God bring herstel aan die naam van die dode oor sy erfdeel. God bring herstel aan die naam van die dode oor sy erfdeel. Vandag het ons gekom by ons laaste preek uit die boek Rut. Net gou ter opsomming van waar ons onsself op die oomblik bevind. Elimelech het in die eerste hoofstuk sy familie gevat en in Moab gaan bly. Daar het al die mans gesterf. Naomi het teruggekom na Israel met haar Moabitiese skoondogter Rut, wat hier in die vreemde land vir haar uit liefde versorg het. Maar al wat van Elimelech se familie oorgebly het, was hierdie twee weduwees. En sonder mans om die familie se naam voor te sit, dreig die erfdeel wat God aan Elimelech gegee het, om uit die familie verlore te gaan en om in die hande van 'n ander te val. Rut het toe, in opdrag van Naomi, vir Boas gevra om te trou, want hy was een van die familie se lossers. En as hy bereid sou wees om dit te doen, dan sou die familielyn van Elimelech voortgesit kon word deur die wet van die leveraatshuwelik. 'n Erfgenaam kan gebore word wat sal kan sorg dat Elimelech se erfdeel in die familie bly en dat sy naam nie tussen sy broers uitgeroei word nie. Al was Boas nie self verplig om dit te doen nie, wou hy dit wel graag doen. Maar daar was 'n ander losser wat nader aan Rut was as hy, en daarom het daardie ander losser eerste reg gehad om die land te koop. So die vorige hoofstuk het geëindig met hierdie 'n cliffhanger. Hoe sou Boas se gesprek met die ander losser afloop? Sou hy dit so kon reël dat hy tog die land kan koop en met Rut kan trou en dat deur hom die naam van Elimelech in stand kan bly oor sy erfdeel? Na die gebeurtenis op die dorsvloer in die vorige hoofstuk het Boas nie op hom laat wag nie. Tussen vers 14 van hoofstuk 3 en vers 1 van ons teks kry ons die indruk dat Boas dou voor dag in die stadspoort gaan sit het. Die poort was natuurlik soos 'n tipe van 'n trechter waardeur almal in en uit moes gaan as hulle die stad in en uit wou gaan. En dus was dit 'n goeie manier om die man spoedig te vind. Maar daar was nog 'n rede hoekom Boas spesifiek in die stadspoort gaan sit. Die poort was 'n baie bedrywige plek wat verskeie doele gedien het. Daar was 'n groot oop area waar mense stalletjies opgesit het en hulle produkte verkoop het. En in die muur reg rondom was daar sitplekke gewees waar mense kon sit. En dit was hier waar die oudstes van die stad gesit het om die verskeie regsaake wat in die stad aangaan te bespreek en op te los in die teenwoordigheid van wie ook al daar was. Daar is heelwat Bybelgedeeltes wat gaan oor sulke regsaake, maar hier in Rut 4 kry ons 'n baie unieke kykie in hoe so 'n regsaak afgespeel het. Boas gaan sit, en dis nie lank nie of daar kom die ander losser juis verby. En dan roep Boas hom, "Vriend, kom nader, kom sit hier." En die man kom nader en hy gaan sit. Waarskynlik verstaan hy dat Boas met hom oor 'n regsaak wil praat. Maar wat interessant is dat die Bybel glad nie vir ons 'n aanduiding gee van wat die man se naam was nie. In ons Afrikaanse vertaling roep Boas die man met die woord vriend. Vriend, kom nader, kom sit hier. Maar in Hebreëus is daar 'n plaasvervanger
term. Poloni Almoni. Ek sê dit maar net want dit val so lekker op die tong. Poloni Almoni. Dit beteken iets soos meneer so en so. Meneer so en so. En Boas sou natuurlik geweet het wat die ou se naam was, maar die skrywer van Rut het of gedink dit is nie belangrik om te noem nie, of hy het dit doelbewus uitgelaat. Hoe dit ook al sê, meneer so en so gaan sit. Al wat nou nog kort is 'n paar oudstes. Dalk was daar al 'n paar oudstes wat hulle die oggend daar aangemeld het, want hulle wil hulle tyd vir die welsyn van die Betlehemiete vrywillig beskikbaar stel. Of dalk het Boas daar 'n paar oudstes uit die verbygangers nader getrek. Hey, kom sit hier so, ons het jou nodig vir die regsaak. Totdat daar 10 oudstes was. Nou nêrens in die Bybel word gespesifiseer dat daar 10 oudstes nodig was om 'n quorum vir 'n regsaak te vorm nie. Dalk was dit 'n reël in Bethlehem. Maar kyk, alles is nou opgestel en toe begin die saak. Boas is aan die woord en hy begin die kwessie uitlê. Vers 3. Die stuk grond van ons broer Elimelech wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal dit vir jou meedeel en sê, koop dit voor almal wat hier sit en voor die oudstes van my volk. As jy wil los, los dan, maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los behalwe jy nie, en ek na jou. Dit is interessant dat wanneer Boas hierdie saak voorstel, uitlê, dat hy eers niks sê van Rut nie. Hy stel die saak heeltemal in terme van die land. Hoekom doen hy dit? Is dit deel van 'n slim taktiek om die situasie so te verdraai dat hy op 'n manier die lossingsreg kan wen daardeur? Ek is nie oortuig daarvan nie. Vir dieselfde geld kon dit gewoon net die prosedure gewees het. Maar daar is wel 2 dinge wat ons verseker hieroor kan sê. Die een is dat dit meestervolle skryfwerk is, en dit is kenmerkend aan die hele boek Rut. Die verhaal bou op in spanning. Almal is besig om in hulle harte vir Rut en vir die Christusgelyke Boas te stem, en dan lê Boas die saak uit vir die ander losser, en dan sê hy, ek sal los. En almal se harte sak in hulle skoene. Ag nee, wat nou? Dis meestervolle skryfwerk. Dit trek jou in die verhaal in. En die tweede ding is dit. Die feit dat die transaksie so in 2 dele uitgelê word, beklemtoon die enorme verskil in die ingesteldheid van die hart van Boas en die hart van meneer so en so. Want as Boas die saak in 1 keer sou uitlê, dat die land verkoop word en dat Rut saam met die land kom, en die ander losser sê, okay, nee, ek stel nie belang in die land nie, dan sou almal kon verstaan, ja, okay, dalk het hy nie geld gehad nie, maar dit is die lewe. Dit sou baie minder impak op ons gehad het, as dit so was. Maar nou kry ons eers 'n ja, en dan wanneer die kondisie bykom, dan is daar 'n nee. Jy sien, meneer so en so het dalk die geld gehad om die land te koop. Maar vir hom is daar 'n groot verskil tussen of die land onkondisioneel verkoop word en of dit kondisioneel verkoop word. Die een is 'n enorme bargain, dis 'n groot finansiële voordeel. En die ander hou absoluut geen finansiële voordeel in nie, en inteendeel dis 'n risiko. As die land onkondisioneel verkoop word, dan kan meneer so en so sy eie aardse erfdeel vergroot. Want enige land wat jy koop in Israel, jy koop nie eintlik die land self nie, want die land behoort aan die Here, jy koop die opbrengs van die land tot die volgende jubelsjaar, en dan word die land weer teruggegee aan die oorspronklike eienaar. Maar die land van Elimelech het nie 'n manlike erfgenaam nie. So kom volgende jubelsjaar en die land moet teruggegee word, waartoe gaan die land? Wel, na meneer so en so. Sy kinders kry 'n groter erfdeel.
Natuurlik wil hy die land koop. Maar vir Boas gaan dit glad nie oor 'n aardse erfdeel nie. Hy gee nie om of die transaksie hom ryker maak of nie. Hier is mense wat sy hulp nodig het en hy wil graag help. Dit beklemtoon dat Boas weet, sy erfdeel is nie hier op aarde in materiële dinge nie, maar soos Jesus sê in Matteus 6, in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Die erfdeel waaroor Petrus skryf, dis ons onverganklike, onbesmetlike, onverwelklike erfenis wat in die hemele bewaar is vir ons. Of Psalm 16, die Here self is die deel van my erfenis. Dit is die gelowige perspektief waaruit Boas funksioneer, in teenstelling met die kortsigtigheid van meneer so en so, wat beklemtoon word deur wanneer die kondisie aangeheg word. Vers 5. Die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy tegelyk Rut die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. Nou sal ek eerlik sê dat ek nie seker is hoe Boas die leveraathuwelik as 'n kondisie by die lossing van die land aanheg nie. Soos wie gee hom die reg om nou dit te doen. In die vorige preek het ek genoem dat 'n losser wat so ver van die weduwee verwyder was, nie verplig was om met haar te trou nie. So een verklaring is dat teen hierdie tyd in die geskiedenis van Israel het hierdie twee wette al so saamgesmelt dat die losser eintlik wel verplig was om die leverraatspligte te vervul. Dis moontlik. Maar ek dink dat wanneer Boas hierdie kondisie aanheg, dan maak hy 'n beroep, nie op die wetlike verpligting van die losser nie, maar op sy morele verpligting. 'n Beroep nie op die letter van die wet nie, maar op die gees van die wet. Dit is dieselfde gees van die wet waarop Rut in die vorige hoofstuk haarself by Boas op beroep het. Daar is 'n naam van ons broers wat dreig om uitgewis te word. En as jy wil weet hoe verskriklik dit vir 'n Israeliet was, lees gerus Psalm 109, waar Dawid hierdie vloek oor sy vyande uitspreek. En 1 Samuel 24, waar Saul vir Dawid smeek om nie sy naam uit te roei nie. In 2 Samuel 14 doen 'n weduwee iets soortgelyk. Om jou erfdeel en jou erfgenaam te verloor, was een van die ergste dinge wat 'n Israeliet kon oorkom. Dit is amper so erg as om self vir ewig uitgedelg te word. Jou naam, die hele bestaan van jou familie, jou eiendom, jou besittings, jou eer, jou nagedagtenis, alles uitgewis. 'n Ramp. So as daar 'n manier is hoe die erfdeel van Elimelech nie uit sy familie verlore hoef te gaan nie, sal dit nie jou morele plig wees om daarvoor te sorg nie, meneer so en so? Is dit nie wat God van jou as losser sal wil hê nie? Dalk is dit nie jou wetlike plig nie, maar dit is wel die regte, eerbare ding om te doen. Dis iets waarmee al die oudstes wat daar was, almal wat daar in die stadspoort was, en meneer so en so mee moes saamstem. Ja, dit moet voorkom word. En skielik is die aankoop van die land glad nie meer so 'n groot winskoopie nie. Meneer so en so sê in vers 6, wel in die geval kan ek dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan dit nie los nie. Die woord wat daar gebruik word vir bederf is 'n baie sterk woord. Dit is 'n woord wat oor en oor in die konteks van
oorlog gebruik word vir iets wat totaal en al vernietig word. Dit is nie heeltemal duidelik wat meneer so en so bedoel daarmee dat hy sy eie erfdeel gaan bederf nie. Maar wat wel duidelik is dat hy vaskyk, kortsigtig vaskyk in sy eie belange en sy eie aardse voorspoed. Skielik maak sy sommetjies nie meer sin nie. Hy het nie gereken daarop dat hy nou vir ander mense moet sorg met sy eie geld nie. En boonop as dan nou nog 'n kind uit die huwelik met Rut gebore sou word, dan verloor hy die grond teen die volgende jubelsjaar. So meneer so en so sien wel dat dit reg en goed is vir Naomi dat 'n erfgenaam vir haar verwek word, maar hy is nie self bereid om daardie risiko te neem en om tot so 'n mate oor die familie te ontferm nie. Soos diakonale werk is wel goed en wel, solank dit net vir my niks kos nie, of ek daarom ten minste ietsie daaruit kan uitkry. En as 'n resultaat van hierdie kortsigtige houding is meneer so en so tot vandag toe nog naamloos. Sy naam is vergete. Meneer so en so trek sy skoen uit en gee dit vir Boas en dit bekragtig die transaksie daar in die publiek voor almal. Dan eindig die regsaak met 'n eed deur Boas in vers 9 en 10 en 'n seën wat hom toegespreek word deur almal wat daar is in vers 11 en 12. As jy net gou vinnig na Boas se eed kyk, sien u dat dit begin en eindig met die woorde: "Julle is vandag getuies." En tussenin dit is daar 'n gedetailleerde uiteensetting van die regte en verpligtinge wat nou op hom val. Die eed verbind Boas dus wetlik aan die familie van Elimelech as die nuwe losser en dit verplig hom om die dode se naam te herstel oor die erfdeel. Almal teenwoordig sê ons is getuies en dan word Boas 'n pragtige seën toegewens dat hy 'n naam sal maak in Bethlehem en dat Rut vrugbaar mag wees. Kort daarna vind die troue plaas in vers 13. En so waar, sy wat onvrugbaar was in hoofstuk 1, seën die Here met swangerskap en sy het 'n seun gebaar. En dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Boas en Rut vervaag op die agtergrond van die verhaal. Daar word nog een keer na Rut verwys as die skoondogter wat jou liefhet, wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Maar Naomi kom weer op die voorgrond. Die vroue loof die Here vir Naomi se onthaalwe. Hulle sien dat die kind wat Rut in die wêreld ingebring het in 'n sekere sin Naomi se kind is. Naomi se buurvroue gee 'n naam vir die kind, Obed, wat dienaar beteken, want hierdie seun sal Naomi versorg in haar grysheid. Naomi neem as ware haar reg op oor die kind, sit hom op haar skoot en word sy pleegmoeder. En so sien ons in die verhaal hoe God die naam van die dode van uitwissing beskerm. Elimelech se erfdeel ontvang 'n erfgenaam. Waar dood eers die gesin agtervolg het, is daar nou nuwe lewe. Leeg het Naomi in Bethlehem teruggekom, maar uit die genade van God, deur haar geloof, die liefde van Rut en die barmhartigheid van Boas, is hy weer in volheid herstel. Geliefde gemeente, so kom ons by die einde van die boek Rut. En soos ons by die einde kom, laat ons net gou weer vir 'n oomblik uitzoom en onsself afvra,
wat is nou die punt van dit alles? Hoekom het God vir ons hierdie pragtige verhaal van die lewe van 'n paar Ou-testamentiese gelowiges gegee? U sal onthou van die eerste preek dat die boek Rut afspeel in die tyd van die rigters, 'n donker tyd in Israel se geskiedenis, 'n tyd van meer en meer verval en afgoderry, 'n tyd wat almal hulle eie ding gedoen het, want daar was geen koning in Israel nie. Maar God is in beheer van alles, agter die skerms besig om sy plan in vervulling te bring. Net die volgende boek na Rut handel oor hoe God 'n koning na sy hart oprig, koning Dawid. Die hele punt van die boek Rut is om daardie oorgang van duisternis na lig te beskryf. Hoe God in sy kinders werk om orde uit chaos te bring. Getrouheid uit verval. Lewe na die dood. Hierdie doel sien ons duidelik in die laaste verse van die boek. Rut was nie net 'n eenvoudige verhaal van die persoonlike lewens van 'n paar mense nie. Dit reik soveel verder. Dit het ewige gevolge, dit wat bly uitspeel lang na hierdie karakters hulle laaste asems uitgeblaas het. Vers 17 sê oor Obed, hy was die vader van Isaï, die vader van niemand anders as Dawid. Dan volg daar 'n geslagsregister van 10 name wat vereindig met die naam Dawid. Dawid, die herderkoning van Israel, die koning wie God liefgehad het en wie sy gebooie gekoester het. Dawid, die koning met wie al die konings wat na hom volg vergelyk sou word. Nou is daar een naam in die geslagsregister wat eintlik ongelooflik verrassend is. Want as ons die vloei van die boek Rut gevolg het, wie sou ons verwag moes die oupa grootjie van Dawid gewees het? Is die hele punt van die leferasie wil ek nie dat Obed die seun van Maglon, die seun van Elimelech is nie. Maar wie se naam is in die 7de posisie van die geslagsregister? Dis die naam Boas. Voor meneer so en so se naam vir ewig vergete bly, ontvang die barmhartige Boas 'n naam in die belangrikste geslagsregister van alle tye. Die belangrikste geslagsregister van alle tye. Want hierdie geslagsregister word amper woord vir woord weer aangehaal in Matteus 1. En die uiteinde van die geslagsregister is niemand anders as die Here Jesus Christus. Die herderkoning van sy volk, wat hulle sondes kom verlos en vir hulle ewige rus bring. Dis hy wie sy volk uit die donkerte tot in die lig lei. Dis hy wie lewe na die dood bring. Dis hy wie die erfgenaam van God is, om 'n ewige erfdeel te verseker vir die wat met hom verenig is. Nie meneer so en so nie, maar Boas se naam word opgeneem as die voorvader van ons Here Jesus Christus, die verlosser van die wêreld. Vandag leef ons in die realiteit dat Christus reeds gekom het. Dit het ons by Kersfees gevier. Ons leef in die realiteit dat ons Christus op die wolke verwag. Maar op 'n manier leef ons nog steeds in 'n tipe van 'n oorgangsperiode, 'n periode van die donkerte, die realiteit van die donkerte van die sonde aan die een kant en die lig van die afwagting van ons koning, wie sal kom om alles nuut te maak en sy tuiste vir ewig tussen ons op te rig. En dit is wat ons weer mag verwag in die jaar wat voorlê,
ons ewige erfdeel. Want ons was dood en is weer lewend gemaak in Christus. Ons wie in donkerte geleef het, oor ons het sy lig geskyn. Ons wie geen toekoms gehad het nie, het die rykdom van Christus en die ewige lewe ontvang. Ons name word nie meer opgeneem in die geslagsregister van Christus nie. Maar ons name word opgeneem in die register van sy geslag. Elkeen wie aan hom behoort, sy name staan onherroepelik geskryf in die boek van die lewe. Hoe sal hierdie realiteit ons lewens bepaal in die jaar wat voorlê? Geliefde gemeente, mag ons hierdie jaar nie ingaan met 'n kortsigtige uitkyk op die lewe nie. Mag Christus ons skat wees. Mag ons ewige erfdeel vir ons belangriker wees as enige tydelike geluk of aardse voorspoed. Laat ons leef vanuit die dankbaarheid vir Christus se barmhartigheid wat hy oor ons uitgegiet het. En laat ons daardie liefde ook deel met almal wie God oor ons pad stuur. Amen. In antwoord op die verkondiging van God se woord, laat ons antwoord deur die sing van skrifberuiming 43. Dit gaan oor die tyd waar ons nou leef terwyl ons Christus se koms verwag. Dit is 'n tyd om in waaksaam te wees. Christus kom gou en Satan wil ons die eerkroon beroof. Maar oor die wat oorwin, sê Christus, op hom sal ek die godsnaam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal. Skrifberuiming 43 vers 5 en 6. Laat ons nou weer voor die Here se aangesig nader kom in gebed. Here ons God, genadige Vader, ons loof U omdat U ons God is. U is die God wat die vloei van die geskiedenis heeltemal in U hande het. Daar is nie een
moment, klein of groot, wat nie onder u aandag is nie. En wat nie gebeur sonder u soewereine wil nie. Here, hoe wonderlik is dit om te weet dat selfs alledaagse gebeurtenisse, dinge wat ons sal kan dink is onbenullig of nie belangrik nie in die groter prentjie, maar dat u selfs hierdie dinge saamwerk vir u goeie doeleindes, soos ons sien in die boek Rut. Ons dankie vir hierdie boek en dat ons die afgelope paar weke daardeur mocht werk en gesien het hoe u die geskiedenis lei en dat u dit gedoen het deur die lewens van hierdie gelowige en godsvreesende mense wat andersins normale mense soos ons is. En dat u dit gedoen het, dat u die Messias gestuur het in die lyn van die getroue en Christusgelyke Boas en ook in die lyn van hierdie heidense vrou wat haar lewe vir u gegee het, toe sy by u kom skuil het. Dankie dat ons ook daarin 'n voorsmaakie sien van wat u vir ons gedoen het, wat nou ook deel mag wees van u volk. Dankie dat u die God is wat homself oor ons ontferm het, toe ons nog u vyande was. Dat u lewe bring vir ons wat dood was. En dat ons name in Christus in u onveranderlike boek van die lewe opgeskryf is. En dat ons in hom 'n erfdeel het, die beste erfdeel het, wat so goed is, dat ons verstand dit nie eens kan omvat nie. Here, wil u tog in die jaar wat voorlê vir ons hierdie ewige perspektief gee, dat ons u sal ag as ons hoogste skat, en dat ons u koms met blydskap sal verwag, en onsself gereed maak vir u koms. Here Jesus, ons verlosser, ons koning, wil u asseblief nie te lank wag nie, maar wil u spoedig kom, as dit u wil is, in hierdie jaar 2025. Vanoggend bid ons ook vir almal wat hierdie week weer terugkom, huis toe van hulle vakansies af. Ons bid dat u hulle asseblief veilig sal bewaar op die paaie en weer veilig in ons midde sal terugbring. Ons bid ook vir almal wat siek is of wat sukkel met hulle gesondheid. Ons bid spesifiek vir ons sendeling Dominee Karel. Ons vra dat u sy pad van genesing sal seën en hom in gesondheid sal herstel. Wil u met hom wees en met sy familie in hierdie tyd en wil u hulle omvou met u troue liefde. Ons bid dit alles nie omdat ons enige iets verdien nie, maar ons bid dit uit genade alleen, in Christus naam. Amen. Nadat ons die dankoffer opgeneem het, sal ons as slotsang lied 320 sing. Dit is die Afrikaanse weergawe van hymn 16 in die Book of Praise van ons Kanadese susterkerke. Hierdie lied word tradisioneel geassosieer met Kersfees en Christus se eerste koms, maar ons sing dit vanoggend spesifiek met die oog op sy wederkoms, dat Christus sal kom om al sy beloftes
aan ons volmaak te vervul. Dit sal wees lied 320 vers 1, 5 en 6, 1, 4 en 5, maar eers het ons die geleentheid om ons dankoffers aan die Here te gee. Die kollekte vandag is bestem vir die diakonie en die tweede kollekte is vir hulpbehoevende kerke.
ontvang nou die seën van die Here en gaan na julle huise met sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.